Goeiedag julle van my kant af. My naam is Dewald Roos en ek het die voorreg om deel te wees van die tuinroete span en ek anker spesifiek hier by Mosselbaai kampus. Ons is tans besig met 'n reeks oor wanneer liefde werk binne ons verhoudinge. En ons is eintlik besig om te kyk binne ons groeplewe ook, hoe lyk hierdie liefde wat werk in die praktyk wanneer ons dit saam doen, as ons dit 'n journey aanpak wat ons saam doen, en ook natuurlik om hierdie verhoudinge dan nou ook buitentoe te vat. En is hier waar ons oefen, is binne in ons live groups, in ons connect groepe, wat ons die geleentheid het om eintlik saam te oefen oor hoe verhoudinge kan lyk en ook hoe dit gesond kan groei natuurlik. En soos wat ek gesê het, het ons nou 'n bietjie gaan kyk oor hoe lyk hierdie liefde in die praktyk. Hoe lyk dit prakties wanneer ons hierdie sekere beginsels toepas binne ons verhoudinge wat ons tans het. En ons het laasweek juist bietjie gesels oor 'n paar beginsels en ek sal net vinnig 'n recap gee, dalk as jy dit gemis het of dalk vergeet het daarvan. Net 'n paar beginsels wat Arno vir ons gegee het. Die eerste beginsel is ons fokus skuif van onsself na koneksie met die mens. So baie keer in 'n verhouding gaan dit eintlik oor my en wat ek wil hê, en dan dink ek eintlik konstant oor myself, waar eintlik dit eerder moet gaan oor die persoon waarmee ek die verhouding het. Die tweede beginsel, ons begin luister om te verstaan eerder as om terug te antwoord. So baie keer in 'n gesprek luister ek net na iemand en dan terwyl hulle praat, dink ek al klaar wat ek terug wil sê. Baie keer gebeur dit binne 'n konflik, wat ek nie eintlik luister om te verstaan nie, maar ek luister net om vinnig ietsie terug te sê. En die derde een, kommunikeer vroeër as later as dit kom by ons seer. So baie keer in 'n verhouding ervaar 'n mens dalk seer, iemand sê dalk iets op 'n verkeerde manier of ek ontvang dit op 'n verkeerde manier. Ons moet onthou, kommunikasie is twee rigting natuurlik. Maar as ek dit seer ontvang en hulle kommunikeer dit sleg aan my en dit maak my seer, en hulle tref 'n bietjie van 'n varkie in die hartjie, dan is dit beter om dit vroeër te kommunikeer as later, want baie keer in daai spasie as ek dit net los, dan eerstens die persoon weet eers dalk het my seer gemaak. Ons glo natuurlik die beste in ons mense dat hulle ons nie wil seermaak nie. En as ek dit nie kommunikeer nie, gaan hulle dit weet nie, maar ook as ek dit nie kommunikeer nie, dan gaan hierdie varkie in my hartjie bietjie groter raak. En dan gaan ek op die einde van die dag gaan ek eintlik so 'n emosionele gevoel hê van wat ek teenoor hierdie persoon beleef, of ek gaan gedagtes begin opbou, argumente begin opbou, en dan wanneer ek weer die persoon sien, dan gaan ek uit daai plek uit reageer. En dis wat beter is, kommunikeer eerder vroeër as later. En ons het uit Efesiërs 4 uitgesels, en ek wil hom graag vandag ook daar optel. Efesiërs 4 vers 13 tot en met 15 leer ons spesifiek, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Vers 15. Maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof. So vers 13, 14 lei ons eintlik tot by die plek in die gesprek wat Paulus voer aan die gemeente in die brief natuurlik, wat hy vir hulle sê, ouens, ons is besig om in eenheid te groei as kerk, as gemeente, om in eenheid te groei. En waartoe groei ons? Ons groei in ons volwassenheid tot in die gestalte van Christus, sodat ons hom weerspieël in alles wat ons doen, in al ons verhoudinge, het sê dit nou by die werk is, waar ook dit mag wees. In al ons verhoudinge is ons besig om hom te weerspieël, sy liefde, sy volmaakte liefde natuurlik. En ons is besig om hierdie eenheid tussen mekaar te kweek. En dan raak dit bietjie moeilik as dit kom by 'n plek van ek en jy in verhouding. Ek weet jy groei na Christus toe in daai posisie, in daai nuwe skepping, en is jy besig in die proses van groei. Ek is in dieselfde proses. En baie keer is daar dinge wat ons doen in ons verhoudinge wat nie noodwendig daai nuwe skepping weerspieël nie. Nie noodwendig die nuwe mens weerspieël nie. En dan, hoe lyk dit dan nou vorentoe? Om hierdie eenheid te beskerm en om die eenheid ook te groei, het ons nodig om natuurlik waarheid te kommunikeer in liefde. En dis baie keer vir ons moeilik. So Paulus lig 'n paar punte uit. Hy sê ons help mekaar groei in die gestalte van Christus. Ons bou aan die eenheid van die kerk. En die derde een, ons help mekaar
deur die waarheid wat reg gestel word in liefde. En hierdie liefde is natuurlik liefde wat opbou. En dis natuurlik baie keer moeilik om te kommunikeer in waarheid in liefde. Baie keer baie moeilik. En ons sien eintlik Jesus die perfekte voorbeeld wat juis hierdie twee beginsels gebruik in een manier van kommunikeer. In Johannes 1 vers 14 sê hy dit so spesifiek. Hy sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en vol waarheid. En dit is soos ek gesê het, baie keer baie moeilik as ons kommunikeer met ons mense. Binne ons verhouding is dit baie keer moeilik om met waarheid, vol genade te kommunikeer. Wat daai liefde juis laat groei en weerspieël natuurlik na buitentoe. En hierdie moeilikheid is vir die rede dalk omdat baie keer neig 'n mens na die een toe en nie na die ander een toe. Mens neig dalk meer na die waarheid toe, wat baie keer as ongeskiktheid kan voorkom, of 'n mens neig na die genade toe, spesifiek wat dalk nie waarheid in het nie. So ons kommunikeer nie noodwendig hoe ons voel oor die persoon of dit wat gebeur het noodwendig nie. Maar ons sien die perfekte voorbeeld van Jesus wat hy altwee vir ons kommunikeer, vol genade, vol waarheid. En mag die Heilige Gees ons regtig help op hierdie reis wat ons onsself op bevind, van waar ons groei in die gestalte van Christus binne elke verhouding, dat ons daai vrymoedigheid kan hê om met mekaar daai waarheid te kan deel in liefde natuurlik. Gedink dit sal goed wees as ons 'n bietjie net 'n tyd van gesprek ingaan. So vraag 1 vir bespreking: hoe lyk dit om die waarheid in liefde te kommunikeer? Dalk sal dit jou help om dalk aan 'n storie te dink wat onlangs met jou gebeur het of wat jy eintlik toegepas het, dalk iets wat jou seer gemaak het, dalk iets wat eintlik goed gelyk het in terme van liefde en waarheid, maar hoe lyk dit om die waarheid in liefde te kommunikeer? Lekker gesels. Ek glo julle het lekker saam gesels oor hoe dit lyk om die liefde in waarheid te kommunikeer. En ons wil graag vir die tweede gedeelte van hierdie video aanbieding wil ons bietjie gesels oor praktiese beginsels om juis hierdie liefde in ons kommunikasie uit te beeld. En ons het laasweek het julle gehoor dat ons begin gebruik maak van 'n spesifieke van 'n leesmiddel van Tom Holliday wat hy die boek geskryf het, The Relationship Principles of Jesus. En ons het 'n paar van daai beginsels gevat om bietjie in ons groepe in deur te werk, en ek wil nou van hierdie beginsels ook weer herroep, maar ook weer verder vat van daar af, maar ek wil vir ons lees uit Jakobus 1 vers 19 tot 20 wat hierdie beginsels juis vir ons eintlik vir ons gee om ons te motiveer om dit toe te pas in ons verhoudinge wat juis die liefde dan sal groei in dit. So vers 19 sê: let op my geliefde broers. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Vers 20, want die woede van 'n mens bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Hy sê in die eerste gedeelte in vers 19 sê hy spesifiek: wees stadig om te reageer. So wees stadig om te praat. Tom Holliday, hy stel dit so voor dat wanneer ons in gesprek is met iemand en ons wil ietsie terug sê, is om eerder voordat ons ietsie sê, om te pause. Voordat ons reageer, pause ons net. Want wat dit eintlik doen, dit skep 'n tyd, dit skep 'n geleentheid vir ons bietjie kan reflekteer, waar dit dalk bietjie rustiger kan raak in die vertrek, in die atmosfeer, skep dalk 'n geleentheid vir ons om te bid. So dalk is ons in konflik is of ons stem nie oor enige iets nie, dan is dit dalk beter om te sê, weet jy wat, kom ons land hierdie gesprek hier, kom ons vat hom môre verder. En dit gee my dan tyd om bietjie te bid daaroor. Dit gee my ook tyd om myself onder beheer te kry. Baie keer in kommunikasie, as iemand nou iets verkeerd kommunikeer of ek ontvang dit verkeerd, weer eens kommunikasie is twee rigting. En wat baie keer kan gebeur is daar's 'n bietjie van 'n emosie wat by my opkom, 'n bietjie emosie van frustrasie. Ek dink is Bok van Blerke wat hy sê daar's 'n meter wat geref word. Hy noem dit 'n spesifieke meter wat ons nie nou oor gaan gesels nie. Maar baie keer gebeur dit in ons dat ons hierdie emosionele belewenis het en dan voel ons amper buite beheer as dit kom by wat ons wil terugsê, en dan is dit nie noodwendig opbouend en gesond nie. So hierdie pause gee ook geleentheid wat ons 'n bietjie selfbeheersing kan toepas, en dan kan ons groei in ons empatie, want dan dink ons bietjie beter deur die gesprek of deur die gebeurtenis, en dan reageer ons vanuit daai plek van waar ons iets deurdink het. Hy sê ook in die skrif wat ons eintlik moet flink wees
om te luister. Een van die beginsels wat hy gee. Wees flink om te luister. Nou Tom Holiday stel voor eintlik dat wanneer ons luister, wanneer iemand praat, moet ons eintlik luister soos wat Arno ook ons geleer het, dat ons luister om te verstaan. En hy gee eintlik 'n beginsel om eintlik te probeer om vrae te vra, en nie vrae uit 'n plek van ek wil jou nou uitvang of enigiets van daai aard hê. As jy iets kommunikeer en ek vra jou eintlik uit 'n plek uit om beter te verstaan wat jy beleef, wat jou gedagtes is. Want dit is eers van daai plek wat ek jou verstaan, dat ek kan reageer van daai plek, want dan verstaan ek hoekom jy so voel. Dan gaan empatie dalk bietjie makliker wees om toe te pas. En dan ook, die vraag wat ek vra, gee my eintlik 'n aanduiding van jou motief. Dis nie om my aan te val nie, maar dalk is dit iets wat jy oor onseker is, en daar help ons mekaar. En ons sien in hierdie alleenlik hoe kommunikasie eintlik 'n baie groot rol speel in ons manier van verhouding hê, in ons manier van engage met mekaar. En dit is verskriklik moeilik, want dit is in woorde wat ons mekaar kan seermaak of ons ontvang iets verkeerd, en dan is die verhouding, hy's 'n bietjie op 'n, ek wil amper sê op 'n shaky plek, waar hy bietjie onsekerheid beleef in dit self. En Tom Holiday gee nog 'n beginsel. Hy sê kommunikeer eerder direk. So baie keer wat gebeur, probeer ons punt te staaf. As ek nou iets vir jou sê, ek probeer my punt staaf deur om klein leidrade vir jou te gee, asof jy net moet weet wat ek dink of wat ek voel. Eerder as om net vir jou direk te sê wat ek bedoel, om dit duideliker te kommunikeer en ook direk te kommunikeer. Nie om die bos nie, eerder direk. Partykeer kommunikeer ons bietjie met sarkasme. So, en as jy nou beklei, as jy nou boks, dan gee ons mos nou 'n klein jab, en nou baie keer in ons kommunikasie gee ons 'n klein jab, net om gou vinnig seer te maak. Dis 'n vinnige hou wat vinnig seer maak, want ons wil net vinnig ons punt staaf, en ons doen dit gewoonlik deur sarkasme, en om eerder dit te vermy, want dit gaan die persoon eintlik laat voel, jy val hulle mos nou terug aan, en dan gaan die emosie net al hoe meer op. En dan wat hy ook sê, is baie keer wat gebeur is, baie keer gee ons silent treatment wanneer dit kom by ons konfliksituasies. Nou vir baie mans gaan dit dalk klink soos 'n oplossing vir stilte, dalk gaan dit vir hulle klink soos 'n lekker tyd, maar hierdie silent treatment is eintlik 'n plek waar ongesonde emosies en ongesonde gedagtes ook kan broei. En dit is nie noodwendig die beste manier om ons emosies te kommunikeer nie. Wees eerder direk, vra om te verstaan, wees stadig om te reageer, gee 'n oomblik van pause, en uit dit uit kan 'n mens die gesprek na 'n gesonde plek toe vat, wat 'n mens gesonde oplossings kry. En is eintlik ons kom eintlik by 'n goeie plek in my opinie, as 'n verhouding kom by 'n plek wat daar 'n bietjie 'n wrogting is, as ek dit so kan stel, waar daar 'n bietjie konflik is, want dit beteken eintlik in my sin dat die verhouding eintlik op pad is om te ontwikkel na 'n spesifieke plek toe, want ek leer meer van jou hart ken, ek kry dalk meer met jou te doen, en daarom gaan dan so nou dan wees soos, Jesus, ek het nie eers die geweet van die persoon nie, omdat ons meer tyd sal spandeer, nou sien ek hierdie van jou. So dis wat so belangrik is, in waarmee ons besig is, in ons kerk, in ons gemeente wees, dat ons vriende nie net is op 1 keer 'n week tipe geleentheid nie, dat ons nie net vriendskappe sal vorm wat gebaseer is alleenlik op 1 uur 'n week op 'n Sondag, 'n feesdiens nie, of net by die groepe nie, maar dat ons ook selfs buite die groepe nog steeds daar ook connect. Al is dit 'n koffie wat ons saam drink, al is dit om te gaan stap iewers waar ook al jy jouself mag bevind, maar net om ook tyd buite hierdie groeperinge te spandeer saam, want dan leer ek jou beter ken, en ek leer jou ook op 'n ander manier ken. En daar kry ek meer blootstelling van wie jy is. En daarom, omdat ek meer blootstelling kry oor hoe jy reageer, hoe jy sekere goedjies doen, daar kan ons mekaar help, en ons maak mekaar sterk natuurlik in die woord, soos wat Paulus sê, die waarheid wat ons deel in genade, in liefde. En 'n laaste punt, sê so vinnig as moontlik jammer. So baie keer kom ons by 'n plek wat ons, jy weet, ons wil net die ding uitbeklei amper, ons gooi die jab, sarkasme, maar as ons by 'n plek kom wat ons so vinnig as moontlik jammer sê, al voel jy was nie verkeerd nie, maar jy sê jammer, juist om eintlik 'n mutual ground te kry, dat ons sê van hierdie plek af, kan ons die gesprek verder vat in 'n ontwikkelende stadium, in 'n groeiende traject van hierdie verhouding. So dit skep 'n spasie van veiligheid waar die persoon voel, hulle emosies is definitief waardig, hulle gedagtes is waardig, en op daai front, op daai plek, daar kan ons gesels, en daar kan ons verder gaan.
Soos wat ons kan sien, is hierdie beginsels is goeders wat regtig effort vat, is goed wat moeilik is, goed wat tyd vat om deur te werk en ons nodig mense om ons te help, maar dis juis waarvoor groeplewe is. So ek wil vir jou sê dankie dat jy deel is van groeplewe, want dit beteken jy het 'n begrip van wat disippelskap is, jy het 'n begrip van hoe ons saam groei. En daar wil ek jou uitnooi, nooi mense in die gemeente wat jy weet nie deel is van 'n groepie. Trek hulle in by die groepe. Selfs vriende wat buite die gemeente is, trek hulle in. Hulle is meer as welkom, want dit is juis by hierdie spasie wat ons saam oefen en saam leer hoe kommunikasie lyk in waarheid en in liefde. Ek gaan afsluit met 'n laaste vraag. Vraag 2 vir bespreking. Watter van hierdie beginsels kan jy dadelik implementeer in jou lewe wanneer dit kom by jou kommunikasie binne jou verhoudinge? So watter van hierdie beginsels wat jy nou gehoor het, kan jy dadelik implementeer in jou lewe, in jou verhoudings? Lekker gesels, blessings vir julle.